Deuteronomium 14, rein en onrein diere. Julle is kinders van die Here julle God. Julle mag julle terwille van 'n dooie nie stikkend kerwe, of 'n kalte tussen julle oë maak nie. Want jy is 'n volk, heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees, uit al die volke wat op die aarde is. Jy mag niks eet wat 'n gruwel is nie. Dit is die diere wat julle mag eet, 'n bees, 'n skaap en 'n bok, 'n takbok en 'n gemsbok, en 'n gestippelde takbok, en 'n steenbok, en 'n ribbok, en 'n eland, en 'n klipspringer, en al die diere wat gesplitste kloue het, en wel heeltemal in 2 gesplitste kloue, en herkou onder die diere, die mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet van die dier wat herkou, en van die wat die gesplitste kloue het, die kameel, en die haas, en die das, want hulle herkou, maar het geen gesplitste kloue nie. Onrein is hulle vir julle. Ook die vark, want hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie. Onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet, en hulle aas mag julle nie aanraak nie. Dit mag julle eet van alles wat in die water is. Alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het nie, mag julle nie eet nie. Onrein is dit vir julle. Al die rein voëls mag julle eet, maar dit is wat julle uit hulle nie mag eet nie. Die arend en die lammervanger en die aasvoël en die kuikendief en die valk en die gier na sy soorte en elke kraai na sy soorte en die volstruis en die naguil en die seemeeu en die klein valk na sy soorte en die steenuil en die steunuil en die silveruil en die pelikaan en die klein aasvoël en die visvanger en die groot sprinkaanvoël en die reier na sy soorte en die hoephoep en die vlermuis. En al die insekte met vlerke moet vir julle onrein wees. Hulle mag nie geëet word nie. Al die rein voëls mag julle eet. Julle mag geen aas eet nie. Vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet. Of jy kan dit aan 'n uitlander verkoop, want jy is 'n heilige volk aan die Here jou God. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Die tiendes. Jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad, wat jaar vir jaar uit die land uitsprei, verdien. En jy moet voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon. Die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie, en die eerstgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. En as die pad voor jou te lank is, en as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die Here jou God sal uitkies, om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die Here jou God jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak, en die geld in jou hand bind, en na die plek gaan wat die Here jou God sal uitkies. Dan moet jy die geld gee, vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee, en wyn en sterk drank, en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God, en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar, en dit in jou poorte wegsit. Dan moet die leviet kom, omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die Here jou God jou kan seën in al die werk van jou hand, wat jy doen.